Baie welkom by ons digidiens. Ons is nou in lydenstyd en ons dink sommer terug aan die tyd wat Jesus vir ons gelei het. Maar benewens die feit dat Jesus vir ons gelei het en sy lewe prys gegee het vir ons sodat ons die lewe kan hê, was hy ook 'n besondere leier wie se voorbeeld ons kan navolg. En daarom is ons tema ook vandag, is jy 'n nabootser? Nou, dit is vir my altyd interessant om mense dop te hou, te kyk hoe hulle mekaar beïnvloed. Maar die mooiste is eintlik wanneer jy 'n klein seentjie sien wat sy pa probeer nadoen, wat hy sy pa se voetspore probeer loop, of alles probeer nadoen wat sy pa doen. En sy pa in die tuin besig is om te snoei, nou wil hy ook 'n skêr en wil hy ook snoei. Maar eintlik is hy besig om sy pa na te boots, sy pa se voorbeeld te volg. En soos ons as ander mense ook mos, maar ons is ook maar beïnvloedbaar. Ons wil ook graag mense naboots. Ons wil mense se voorbeeld hê. Ek dink nou maar net aan die modegure, hoe ons mekaar beïnvloed. En onbewustelik is ons as gelowiges ook eintlik mense wat nageboots word. Want in hierdie deel mekaar wêreld soek mense na voorbeelde. Hulle soek iemand om na te boots. En nou is die vraag maar, hoe kan ek 'n voorbeeld wees? Hoe kan ek nageboots word? Kom ons kyk wat sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 10, hier vanaf vers 23. Daar is mense wat sê, alles is geoorloof. Ja, maar alles is nie heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouend nie. 'n Mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. En dan lees ek weer by vers 31. Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie aan Jode of Grieke, of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Paulus sê hier vir ons dat hy 'n voorbeeld het. Hy het iemand wat hy kan navolg. En daarom is hy ook nie bang om te sê, maak soos ek maak nie. Nou, jy weet mos, ons sê mos liewer, maak soos ek sê. Maar Paulus is nie bang om te sê, maak soos ek maak nie. Want hy maak soos wat sy voorbeeld maak. En hy sê vir ons, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Baie van ons het ook 'n rolmodel. Iemand vir wie ons bewonder, iemand na wie ons opsien. Iemand wie se voorbeeld ons wil volg. Ons wil graag soos daardie persoon wees. Maar mense is ongelukkig feilbaar en kan ons teleurstel. Geen wonder dat die spreekwoord lui, moenie op prinse staat maak nie, of moenie op prinse vertrou nie. Maar daar is een ware rolmodel op wie ons kan vertrou, en dis Jesus Christus. En Jesus sê ook vir ons baie duidelik in Matteus 20 vers 28 watter tipe rolmodel of voorbeeld hy is. Hy sê daar, en so is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus was koning, maar hy was nederig. Hy het nie op die blink vosperd gery nie, maar op 'n donkie. Jesus was nie statusbewus nie, want hy was gelyk aan God, maar hy het die status prys gegee en 'n menslike status aangeneem. Hy het soos 'n mens geword. Tussen mense kom bly. Tussen mense kom leef. En hy was bereid om selfs dood te gaan aan die kruis. Jesus was hierdie groot leier, maar ook iemand wat bereid was om te ly met 'n lang y. Hy het sy lewe opgeoffer, hy het sy lewe prys gegee. Om 'n voorbeeld te wees of 'n rolmodel te wees, vra ook van ons 'n prys, vra ook opoffering. 'n Akteur het een keer vir my gesê dat om 'n akteur te wees, kos jy ook iets, soos wat elke ding in die lewe maar 'n prys het. En sy het vir my gesê, om mooi te wees kos ook iets. Haar woorde was, it is painful to be beautiful. En so besef ons ook dat die lewe nie net om onsself draai nie net om ons eie voordeel nie, maar het gaan eintlik oor God en oor mense wat gered moet word. Want dis wat Paulus ook vir ons in hierdie gedeelte probeer sê.
En nou kan ons vra, maar hoe kan ek nou 'n voorbeeld wees of 'n rolmodel daar in die skool, daar by my werk, of daar waar ons vakansie hou, of daar waar ek besigheid doen? Paulus gee vir ons 'n paar riglyne in hierdie gedeelte, maar hier's 'n paar vrae waarmee ons onsself kan toets. En as ons 'n besluit neem of as ons iets doen, dan kan ons hierdie paar vrae vra. In die eerste plek kan ons vra, is dit tot opbou van ander mense? Het dit nut vir ander mense? Gaan dit mense opbou? Is my taalgebruik van so 'n aard dat dit ander mense opbou? Is dit goed vir ander? Die tweede ding, is dit tot voordeel van ander mense? Gaan dit vir ander mense goed wees? Of is ek net besig met my eie belange, my eie voordeel? En derdens, is dit tot eer van God? Gaan in my optrede dit sigbaar word dat God vir my belangrik is, dat ek vir hom lief is, dat ek graag hom gelukkig wil maak? Is hoe ek eet en hoe ek drink, hoe ek besigheid doen, hoe ek praat, hoe ek raad gee, is dit tot eer van God? Gaan mense iets van God beleef in my optrede? En dan in die vierde plek, gaan ek nie dalk aanstoot gee nie. Gaan ek nie dalk in hierdie proses mense irriteer of wegstoot van Christus af nie. Maak dit hulle nie eintlik met Christene wil assosieer nie. En in die vyfde plek kan 'n mens maar die vraag kortom stel. Wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen of gesê het? Ons roeping is om so te leef dat mense iets van God sal beleef. Dis hoekom Paulus ook in 1 Korintiërs 10 vers 33 die volgende sê: Maak soos ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. En dit was Paulus se hele lewensingesteldheid, om so te lewe, so op te tree, dat mense van God sal leer ken, en dat hulle gered kan word. As ek en u ook so leef, dat mense vir God kan beleef in ons teenwoordigheid, dan sal hulle ook vir Jesus wil leef en hom wil leer ken. En dan moet ons ook eintlik saam met Paulus kan sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Boots my na, soos wat ek Christus naboots. Ek wil afsluit met 2 vrae. In die eerste plek, wie boots jy na? En die tweede vraag is, leef jy navolgenswaardig? Of in ander woorde, kan mense jou voorbeeld volg? Amen. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend tot U kan bid as ons Vader, as die een wat vir ons so ontsaglik lief het. Dankie Jesus dat U ons verlosser is, en o Heilige Gees, dankie dat U ons trooster is, en dat U by ons is, dat U ons herinner aan alles wat Jesus ook vir ons gesê het toe hy op aarde was. En is ons begeerte om ook so te lewe, dat ander mense ons mag naboots en mag naleef. Wil U vir ons lei deur U Gees, om dit ook so te doen, dat of ons eet en of ons drink, of wat ons ook al doen, dat ons alles tot eer van U naam sal doen, tot opbou en tot voordeel van ander mense, dat ons deur ons lewenswyse, deur dit wat ons sê en doen en dink, nie mense van U af sal wegstoot nie, maar sal nader trek, sodat hulle gered kan word. Wil U ook vir ons hiertoe help en lei, in Jesus naam, amen.